almal, vandag is dit Woensdag, dit is die 12de November, die jaar 2025, is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor jou gewete. Kyk, 'n mens het tog 'n gewete. As jy iets verkeerd gedoen het, ja, jy kan net nie rus nie, want jou gewete pla jou. As jy miskien iemand sleg gesê het en dan gaan vra jy daai persoon om verskoning, want dit pla jou dat jy lelik was. Want jy's kind van God, die gees in jou herinner jou dat jy het iets verkeerd gedoen. Jou gewete is daardie klein, helder stemmetjie diep binne in jou wat jou waarsku. Dikwels om jou, so wat jy net nie gehoor gee daaraan nie. As jy gereeld daarna luister, dan word die stem duideliker, maar as jy gereeld nie daarna luister nie, dan sterf hierdie stem weg. Christene se gewete is skoon, nie omdat hulle swak geheue het nie, maar omdat hulle weet dat Jesus hulle sondes vir hulle vergewe het. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie hier in God se woord oor jou gewete. Johannes 8 vers 7 tot 11. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy homself opgerig en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is die eerste klip optel en op haar gooi. En die Here het weer neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En Jesus het hom opgerig en niemand daar gesien behalwe die vrou nie. En hy sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie, halleluja. Hebreërs 9 verse 11 tot 14, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreiniging besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer die bloed van Jesus Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien, halleluja. Hebreërs 10 verse 19 tot 21. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofssekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water, halleluja. Dan gaan ons lees die 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur die water heen gered is, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Ons laaste gedeelte kom hier uit 1 Johannes 3, en ons lees vanaf vers 16 tot 22. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ook ons lewe vir ons broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en in sy hart toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê net met woorde en met die tong nie, maar ook met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor God gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons die vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen,
wat welgevallig is voor hom. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is groot en U is wonderbaar. Here, ons het U baie lief. Here, dankie dat ons in gehoorsaamheid saam met U kan wandel. Here, dankie dat ons in geloof weet dat ons is in right standing met U. Here, ons bid dat U ons by die hand sal vat en ons sal lei. Here, dat ons sal doen wat reg is in U oë. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.